Welkom terug by dag 18 van ons 31 Day Challenge. Soos julle kan sien is ek reeds in my 31 Day folder en ek gaan nou gaan na Create toe en ons gaan weer 'n presentation doen. So presentation lê daar, omdat ek hom frequently use, lê hy net daar, so ek gaan sommer net op klik. En nou wanneer ons by presentation in is, wil ek hê julle moet die volgende doen. Okay. So ons gaan na Elements toe. Dan gaan ons gaan na Shapes toe en ons gaan 'n sirkel kies. Ons gaan hom bietjie kleiner gaan maak. Ons gaan hom daar gaan sit en ons gaan hom duplicate. So ek gaan op hom klik, Ctrl D en dan duplicate ek hom. Okay, nou hierdie een gaan ek sorg is dat hy presies onder hierdie enetjie lê en ek gaan hom nou net gaan rotate. Daar's die rotate dat hy basies onderste bo lê. Okay, nog 'n bietjie skeef. Okay. Nou gaan ek hulle gaan groep en ek gaan sê Ctrl D om hom te duplicate, om mooi in die center sit en ek gaan hom net draai. Okay. So ek gaan hom 90 draai, gaan hom weer 'n keer duplicate, mooi in die middel sit en weer 'n keer draai. Net weer 'n keer doen. Weer sorg dat hy mooi op daai enetjie lê en ek gaan hom draai. Okay, so nou lyk dit asof ek 'n klein blommetjie gemaak het. So jou design moet basically so wees. Okay. Nou gaan ons gaan en ons gaan ons gunsteling ding daar gaan insit. Mag dit nou jou gunsteling dier wees, jou gunsteling blom, wat ook al jy hier wil insit, kan jy nou insit. So ek gaan sommer gaan en ek gaan rose insit. So ek gaan onder foto's, gaan ek nou gaan search, foto's, en ek gaan search vir roses. Okay. En nou gaan ek basies net die prentjies daar insit. Weereens, julle kan enige iets hierso kies. Enige iets wat julle wil. It is literally up to you. Okay, so daar is dan nou my prentjies. Ek moet nou eers tel, hoeveel is dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, daar's 8 prentjies in totaal. Nou gaan ek gaan en ek gaan almal select en ek gaan almal groep. So nou is dit een basies een component. Nou gaan ek gaan na animate toe en ek gaan heeltemal afscroll na rotate. En weer eens, as jy die pro feature het, kan jy die spoed stel. Ek gaan myne 'n bietjie stadiger stel. Nog 'n bietjie. Okay. Nou gaan ek gaan en ek gaan hierdie gaan vergroot. So ek gaan net 'n bietjie uitzoom dat julle hier kan sien. Ek wil basies hê hy moet so omtrent die hele bladsy vol maak. Maar die boonste punt moet nie heel bo raak nie. Okay. So dis omtrent hoe groot ek hom gaan maak. Dan gaan ek gaan en ek gaan my agtergrond 'n donker kleur gaan maak. So ek gaan klik op background en ons kan dit 'n swart kleur maak. Ons kan dit 'n donker, die swart lyk bietjie te swart. Dink dalk daai of selfs hierdie verskriklike mooi dark grey. Wat is my kleur? Magenta, whatever. Dit lyk nogals vir my mooi. Ek hou van dit. So ek gaan met dit. Nou gaan ek ingaan en ek gaan search vir 'n shadow. Kom ons sê black shadow
omdat my agtergrond redelik donker is. As jou agtergrond lig is, dan kan jy gaan search vir 'n white shadow, maar ek wil basies nou 'n tipe shadow insit, amper soos hierdie een. Hierdie is 'n free enetjie wat jy kan insit. Ek gaan nou nie met hom gaan nie. Ek gaan dalk meer eerder gaan met so ietsie. En ek gaan hom trek dat hy die hele bladsy vol is. En nou is die fokus half meer op hierdie 3. Dan gaan ek gaan en ek gaan teks gaan insit. So ek gaan 'n heading opsit wat net sê roses. Onthou weer eens, jy kan enige iets kies wat jy wil kies. Ek gaan hom hier gaan sit omtrent daar. En ek gaan nou sommer vir Canva vra om vir my 'n kort quote oor roses te skryf. Okay, ek gaan hom net so insert. Dan gaan hom wel bietjie kleiner maak. So ek gaan hom hier omtrent op so 25 sit. En ek gaan hom dan mooi onder daai gaan sit. Okay, nou gaan ek net gaan en ek gaan search vir quote. En ek wil basically nou sulke quotation marks insit. Daar is free weergawe wat jy ook kan gebruik. So ek gaan sommer gaan met hierdie. Ek gaan hom bietjie kleiner maak. En ek gaan hom daar gaan insit. Ek gaan net hierdie wat hierin is uithaal. Ek gaan hierdie verander na wit toe. Of dalk 'n creamy white kleur. Ek gaan hom bietjie groter maak. Ek kan hom actually so sit. Ek dink dit kan nogals nice lyk. Okay. So dit is basically wat ek gaan doen. Nou kan ons op hierdie ook animations gaan sit. So ons kan op daai enetjie gaan sit dat hy dalk so inkom. En dan hierdie een. Hoe gaan ons nou hierdie een laat inkom? Kom ons sit hom ook maar so. En dan hierdie kan ons dalk so sit. Okay. Nou, baie belangrik wat ek nou wil hê julle moet doen. Klik net op jou bladsy en gaan hierbo op die taskbar na position toe. Dan hier wil ek hê moet julle op layers klik. En nou basically hier sal julle die volgorde sien van hoe jou animations gaan begin. So jou agterbladsy, dan is dit hierdie een wat gaan verskyn wat in die ronde gaan draai. Hierdie een het ons nie 'n animation opgesit nie. So ons kan dalk op hom 'n animation sit. Ons kan dalk ook sê rise. Okay, dan gaan ek net weer by position. Dan gaan daai een inkom. Ek wil hê hy moet tweede inkom, so ek gaan hom opskuif. So nou gaan my roses, my quotation mark en dan my quote. Okay. So nou, kom ek wys gou-gou vir julle hoe lyk dit. Okay, so dit is basically hoe my presentation dan gaan lyk. My rosie prentjies gaan draai. Ek sien hy's bietjie onewe. En dan my kort quote wat ek daarin gesit het. Okay, so dit is julle challenge vir vandag. Kies iets waarvan jy regtig hou. Maak so lekker presentation slideshow van dit. Net een slide is 100. Om hom te save, gaan ons gaan na share toe, download en ons gaan nie as PDF save nie, maar wel as 'n MP4 en ons gaan sê download. Dan onthou net om hier die dag in te sit. So hierdie is dag 18 en dan is hy reg. Okay, julle geniet hom.